Ja, lyk so. Kijk, kom ons maak so toe. Here, baie dankie dat ons by mekaar kan wees in U naam. Here, dat ons hier kan wees tot eer van U. Here, dat dit oor U gaan en nie oor ons nie. Here, ek vra dat U dan ons harte, ons ore en ons gedagtes sal stilmaak en oopmaak, Heer, dat ons U kan hoor. Ek vra dit in Jesus heilige naam, Heer. Amen. Vanmôre se titel, tema, is geloof teenoor dade, maar wat is my verantwoordelikheid? Wat is my verantwoordelikheid in hierdie aardse lewe? Nou, ek gaan dit net seker weer sê, maar ek wil hê ons moet fokus vandag op ons normale elke dag se lewe. Nie soveel soos geloof wat lei tot die ewige lewe nie, maar geloof wat ons aardse lewe beheer. Ja? En dit is die fokuspunt van vandag. Nou, ons skrifgedeeltes kom vandag uit 'n paar van die briewe, maar is alles uit Paulus se pen uit. En Paulus se agtergrond is, hy was 'n fariseer. En ons is geneig om, as ons aan die fariseërs dink, dan dink ons aan uit die agtergrond uit van al die kere wat Jesus die fariseërs tereggewys het, en vir hulle met sterk woorde tereggewys het. Maar miskien moet ons 'n bietjie probeer kyk na waarvoor het die fariseërs gestaan. En die rede daagter is, sodat ons kan sien, wat was Paulus se wegtrekpunt? Wie was hy as man? En om die agtergrond daarvan te gee, sal ek eers begin by die Sadduseërs. Die Sadduseërs was 'n aristokratiese groep. Nie enige iemand kon besluit het om by 'n groep aan te sluit nie. As jy nie uit daai priesterlike families uitgekom het nie, geen kans, kon jy nie 'n Sadduseër geword het nie. Hulle was dan ook in hierdie tyd waarin Jesus gelewe het en daarna het hulle die Sadduseërs was die hoofgroep wat die Joodse raad opgemaak het, die Sanhedrin. En die Sanhedrin was eintlik die groep wat gestaan het tussen die volk Israel en die Romeinse regering. So, die Romeinse regering was die regering van die dag. Maar die Sanhedrin het die Joodse regering gedoen, maar onder die autoriteit van die Romeine wat bo hulle was. So, nou kry dit in jou kop, hierdie Sanhedrin ding is basies 'n politieke groep, in 'n politieke groep wat die Israeliete beheer, maar jy kon net in daai groep inkom deur geboorte uit 'n priesterlike familie uit. Hulle was dus nou dan geloofs- en politieke leiers. Vir interessantheid, die Sadduseërs het nie geglo in die ewige lewe nie, het nie geglo in die opstanding na die dood nie, waar die Fariseërs het daarin geglo. So, julle het nou kind of die agtergrond van die Sadduseërs. Die Fariseërs is baie naby aan dieselfde doelstelling. Hulle is ook 'n polities/geloofsgroep, maar die Fariseërs is nie, jy kon nie net daar ingekom het deur die regte geboorte nie. Enige iemand kon by daai groep aangesluit het. En oor die algemeen gesproke was die Fariseërs besigheidsmanne gewees. En vir daai rede het Jan Alleman, die ouetjie op die straat, het meer agting en respek vir die Fariseërs gehad as vir die Sadduseërs. Want die Fariseërs was die ouens wat hulle eie pap en brood verdien het. Die Sadduseërs het van die kerk afgelewe. Ja? Onder al daai Ou Testamentiese wette het hulle tiendes gekry en daai tipe van goed. Fariseërs, besigheidsmanne, hulle was suksesvol in hulle besigheidswêreld, né? En dan sluit hulle aan by hierdie groep en onder daai groep het hulle 'n invloed gehad op die politieke besluit, die geloofsbesluite van Israel. Hierdie Fariseërs het baie vasgeglo dat die wet, en by die wet bedoel ek die hele groot konsep van die wet, die hele Ou Testamentiese wet met al die tradisies
en oorgedrade goed, maar ook al die wette wat in die Bybel staan, soos wat hulle dit geïnterpreteer het hulle gesê, hierdie is wat jou lewe moet beheer. Nie net kind of 'n Sabbathdag ding nie. Dis nie ietsie wat net gekoppel is aan jou geloofslewe om jou verhouding met die Here op die Sabbathdag te beheer nie. Hierdie wette is 'n absolute lewensbreë ding. Die wette beheer jou lewe. Dit beheer jou besigheid, dit beheer jou gesinslewe, dit beheer jou geloofslewe. Hierdie is wie die Fariseërs was. Kry julle my punt? Dis nie net 'n geloofsding nie. Dis 'n hele lewe ding. Nou ons almal weet dat hulle die wette verkeerd gevertolk het en vir daai rede het Jesus redelik hard op hulle afgekom. Maar hulle intensie was nie 'n slegte intensie nie. Hulle intensie was God se wet moet jou hele lewe beheer. So, die punt wat ek probeer oordra. As Paulus praat van die wet, dan moet ons nie tipe van landswette en besigheidswette en kerkwette van mekaar probeer skei nie. As Paulus praat van die wet, praat hy van 'n oorhoofse wet wat God daar gestel het, wat al hierdie dinge beheer. 'n Volkome wet vir elke dag se dink en doen en handel en wandel hier op aarde. Julle kry my? Ja? So wanneer ons nou vanmôre van die wet lees, hou daai prentjie in jou kop. Dis belangrik. Daai prentjie wat sê, hierdie wet waarvan Paulus praat. Nou Paulus is nou nie meer 'n Fariseer nie, hy is nou 'n Christen, ja? Maar as Paulus van die wet praat, op 'n positiewe sin en op 'n negatiewe sin, praat hy van die hele wet van God wat jou hele lewe moet beheer. Elke dag se alles. Ja? By mekaar? OK. So, ons begin vandag se skriflesing met Galasiërs. En die opskrif in my Afrikaanse Bybel sê die wet of geloof. My opskrif in my Engelse Bybel sê justification by law or by faith. Die woord justification beteken regverdiging, regverdigmaking. Kyk, kom ons lees die stukkie. Julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Is julle half-daft, man? Wie het julle verstand benevel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. Met woorde is daai prentjies vir julle so mooi duidelik gewys, dat julle kan amper voel asof julle daar was toe Jesus gekruisig is. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die evangelie te glo? Ekskuus. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin. Wil julle nou in eie krag eindig? Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toegerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo? Onthou nou, die wet onderhou, Paulus gekom deur wetsonderhoud, of het julle tot geloof gekom, klein nie deur geloof in dit wat Christus aan die kruis gedoen het? So, kyk mooi, is dit die wet of is dit geloof? Die volgende gedeelte is Kolossense 2 van vers 6 tot 12. En hierdie gedeelte gaan oor, my opskrif in die Afrikaanse Bybel sê, lewe in verbondenheid met Christus Jesus. Lewe in verbondenheid. So, as jy hierdie gedeelte lees, dink dit mooi in, dat hierdie gedeelte gaan nie oor 'n enkele dingetjie wat gebeur, sodat jy nou 'n geredde mens is nie. Dit gaan oor die hele ding van ons hele lewe. Ja?
Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Christus is die hoof oor absoluut alles. Ja, elke mag, elke gesag. Dit sluit in die landswette, die natuurwette, die alles, absoluut alles. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Sondige natuur hier beteken alles wat verkeerd gegaan het met die sondeval. Dit sluit in die feit dat toe God ons geskape het, eerstens kon ons al die regte besluite neem. Adam en Eva het gekies om 'n verkeerde besluit te neem. Toe hulle dit gekies het, is daai vermoë om altyd al die regte besluite te neem, toe het hulle daai vermoë verloor. Ons sondige natuur is dit. Ons weet nie altyd wat die regte ding is nie. Ja? Kapish? Ja? Daai sondige natuur is weggeneem. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe het, opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. En die laaste gedeelte wat ek wil lees is Efesiërs 2 van vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die duiwel. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes, ons sondige natuur, oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het. En wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons ook net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Uit genade, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Dit is nie iets wat jy gedoen het nie. 'n Gawe van God. En daarom het niemand enige rede om self trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Daar's 'n moontlikheid dat wanneer ons aan die term geloof dink, dat ons kan 'n bietjie hoogheilig daaroor wees en dink geloof is daai dingetjie wat ek op Sondag doen, né? En ten minste altyd as ek van geloof praat,
dan moet ek darm so 'n Bybelversie of 2 ook insit. Ek meen, anders praat ek van wêreldse goed, né? Geloof gaan oor die Bybel, oor Sondag, oor my gebedstyd, oor daai kort rukkies wat ek alleen met die Here spandeer. Wel, dis 'n problematiese siening. Want as ons na hierdie 3 gedeeltes kyk, dan sê dit baie duidelik. Geloof is 'n lewenswyse wat alles in my lewe beheer. Alles. Elke gedagte, opstaan, gaan slaap, absoluut alles. Ek wil weer daai gedeelte in Kolossense 2 vers 6 en 7 lees. Aangesien julle dan Christus Jesus as julle Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. 'n Boom se wortels bly daar waar dit is. Dis nie op een plek op 'n Sondag en die res van die week stap die wortels oralste rond. Ja, 'n boom bly op een plek gewortel. Dis wat hierdie gedeelte sê. Wees gewortel in Christus. Jou hele lewe, alles. Nou, as daai 3 gedeeltes wat ek gelees het, né, daar is 'n bietjie van 'n so 'n kontrasprobleem daarmee. Want daai 3 gedeeltes sê al 3. Die ou ek is dood. Die nuwe ek lewe. My ou begeertes, my ou sondige natuur is dood. Ek het opgestaan met 'n nuwe natuur. In daai nuwe natuur is ek geheel en al losgemaak van my sonde. Nou, gou, handjies op. Wie van julle het vandag nog nie 'n sonde gepleeg nie? Oh dear. So, either, sê weer, so either jok die Bybel, of ons dink dalk 'n bietjie verkeerd oor dinge. Nou, laas Sondag was my entertainment gedeelte om vir julle 'n paar video's oor motorfietsse te wys, né? Vermoere is my entertainment gedeelte op 'n baie hoër vlak. Vermoere is my entertainment gedeelte die hoëre kunste. Ja. En ja, goed. En daarmee wat ek nou vanmôre gaan doen, is ek gaan vir julle 'n pragtige kunswerk op daai bordjie teken. Nou, gelukkig is ek 'n wonderlike kunstenaar, né? So ek hoop julle gaan dit geniet. Kind of, ons probeer dit so iets. Afgelope 10 jaar oefen ek al hiervoor. Heel wat van julle het al my prentjie. My prentjie gesien. Kyk, maar hier is my prentjie. Hierdie is mens met geboorte. Met geboorte is ons gebore met 'n sondige natuur, né? Ons stem daarmee saam. So. Hierdie dude met geboorte, né? Kyk. Ja. Lyk nie so goed nie, hè? Ja. Ja. Warts en al, ja. 'n besondere onvolmaakte mens in sonde gebore. Goed. Nou, Johannes 3 vers 16 sê, sodat elkeen wat in Jesus glo, die ewige lewe mag hê. Nou, ons kan net die ewige lewe hê as ons perfek is. Niemand gaan in die hemel ingaan op enige vorm van imperfection nie. As jy die Ou Testament gaan lees, dan sê jy sien dat daar selfs sê 'n diertjie wat geoffer word moet perfek wees, né? Ek meen, jy kan net in God se teenwoordigheid inkom wanneer jy perfek is. So.
vir ons onmoontlik, ons lyk so. Jesus het die prys gebetaal van daai imperfection. So, die oomblik wanneer ek glo, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, nee. Hierdie gedeeltetjie, hierdie oorbeweging daar, nee, is die gedeelte van glo. Nou, is ek 'n nuwe mens. Nou moet ek het myself 'n bietjie min plek gelos. Moet ek al net klere gebruik? Kyk. Nuwe mens. Kyk. So nou is ek perfect. Perfect. Niks meer fout nie. Wie van julle is perfect? Nou dit. So, hierdie is nie hoe julle my sien nie. Hierdie is hoe God my sien. God sê, deur Jesus se kruisdood, het hy gebetaal vir al daai foute. So in God se oë is ek nou perfect. As ek nou hier sou dood neerslaan, dan gaan ek hemel toe, want God sien my reeds as perfect. Ja? Maar nou, as 'n probleem. Hoe sien julle my? Die oomblik in my sondigheid, die oomblik wanneer ek tot geloof kom, en God sien my so, in daai oomblik het nog niks verander nie. Vir die mense lyk ek presies net so. Ja? Nou, jy sien, al hierdie gedeeltes wat ons gelees het, is tweeledig. Die een is, daai oomblik van geloof, wanneer my prentjie in God se boek verander, van dit na dat. Maar daar's 'n tweede gedeelte daaraan. Daai tweede gedeelte is sodat hierdie dude wat nou daar sit, nee, dat daai prentjie kan verander hiernatoe om meer en meer te word dat mense my ook so sien. Dis sanctification, heiligmaking. God sien my perfect, nou wil die Here my hier op aarde deur my lewe verander dat mense meer en meer van dit in my sien. Meer en meer van Jesus in my sien. God sien my deur Jesus soos Jesus, perfect. Nou het ek 'n taak. Ek moet God toelaat hier op aarde om in my te werk en deur my te werk, sodat mense my meer en meer so sal sien. Die realiteit van hierdie wêreld is, ek gaan nooit vir mense perfek so lyk nie, totdat ek nie in die hemel aankom nie. Maar, dis 'n pad. Dis 'n pad om meer en meer so te word. Ja? Yes. Met my? Goed. Onthou nou, vandag se tema gaan oor wat is my verantwoordelikheid. Wat se gedeelte in daai eerste proses, maar wat se gedeelte van die tweede proses is my verantwoordelikheid. Ek kan die maklike antwoord vir jou probeer gee en sê niks. Maar as niks my verantwoordelikheid was, dan was dit 'n voldonge feit dat elke mens wat ooit op aarde gebore word, gaan hemel toe gaan en gaan in 'n lewe hier op aarde al hoe meer en meer na Christus lyk. Wel, dis nie die waarheid nie. En die Bybel sê dis nie die waarheid nie. So, daar moet 'n verantwoordelikheid van 'n kant, van 'n aard aan my kant wees, anders sou dit vir almal gegeld het. Die Here se verantwoordelikheid is die doen gedeelte. Maar my verantwoordelikheid sluit ook 'n doen gedeelte in. Geloof kan ek bietjie omskryf as ons ontvanklikheid vir God se aktiwiteit. Our receptivity for God's activity.
Ek sal dit so probeer verduidelik. Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Dan deel. Hy het 'n hele job gedoen. Vir elke mens wat ooit op die aarde geloop het, loop en gaan loop. Maar die verantwoordelikheid is, dat elke mens moet 'n besluit maak om dit wat Christus in die kruis gedoen het, persoonlik te maak, te ontvang. Ja? Our receptivity of God's activity. Om te ontvang dit wat God reeds gedoen het. Nou daai gedeelte kan ons pak. Ons kan sê, goed. Jesus het by aan die kruis gesterf, daarom weet ek het die ewige lewe. Maar nou, wat nou? Wat nou in hierdie lewe? En dis waaroor dit gaan vandag. Hierdie heiligmaking gedeelte, om soos Jesus te word. Dit beteken verandering van my karakter. En my karakter is die totaal van al my gewoontes. Hoe tree ek uit gewoonte uit op? In elke dingetjie in my lewe, hoe tree ek uit gewoonte uit op? Daai gewoontes moet verander om meer soos Jesus te word. Die receptivity, die ontvanklikheid vir dit wat God reeds gedoen het. Soos ek gesê het aan die kruis, ek hoop ons kry dit. Maar nou in elke dag se lewe, om ontvanklik te wees vir dit wat God in my lewe doen, gedoen het en nog gaan doen. Om ontvanklik daarvoor te wees, beteken nie om niks te doen nie. Dit beteken nie om soos 'n bedelaar op die straat te staan nie. Maar dit beteken om oop te wees, sodat God kan in my lewe werk, sodat ek kan verander. Daai ontvanklikheid. Dit is my verantwoordelikheid. Nou, verantwoordelikheid, in Engels is responsibility. As jy responsibility in 2 gedeeltes opdeel, dan is dit responsibility. Wat is ability in Afrikaans? Die vermoë om te reageer op dit wat God doen. Sien, verantwoordelikheid in 'n Christelike sin is nie iets wat ek moet doen nie. Dit is iets wat ek moet doen. Maar is iets wat ek doen in reaksie op dit wat God doen. Die vermoë om te reageer op dit wat God doen. Dit is my verantwoordelikheid in Christenterme. Die woord beskikbaarheid, availability. Dis om daar te wees, die ability om daar te wees, wanneer God my nodig het. Kan julle sien dat dit gaan oor God? My verantwoordelikheid is om te sê, dit gaan oor God. My verantwoordelikheid is om te sê, ja Here. Ja? Ons is geneig om verantwoordelikheid in 'n lig te sien van performance driven. Ek moet goed genoeg dink, ek moet goed genoeg besluit, ek moet genoeg weet, ek moet daai tipe van dinge. Dis 'n menslike manier van daarna kyk, en dan raak dit problematies. My verantwoordelikheid is nie performance driven nie. My verantwoordelikheid is om te sê, ja Here, dis my verantwoordelikheid. Geloof is nie net in dit wat God gedoen het nie, om daarin te glo nie, maar ook geloof in dit wat hy in ons doen. In Jakobus 2 staan daar, as jy net in die bestaan van God glo, met ander woorde, in die sin van, ek weet, Jesus het aan die kruis gesterf. Ek weet, Jesus is God. Ek weet, dat aan die kruis het hy vir alle sonde betaal. Ek weet, daarom kan die wat in hom glo 'n ewige lewe hê. Jakobus sê, die duiwels glo al daai dinge, en hulle bewe in hulle skoene. So, hulle het
daai begingedeelte van geloof, het hulle, die duiwels. Maar daar is 'n gedeelte wat missing is. Die kennisgedeelte van geloof, dit het hulle. Hulle weet Jesus het aan die kruis gesterf. Hulle weet Jesus is God. Hulle weet aan die kruis het Jesus vir alle sondes gebetaal. Maar weet jy waar val hulle kort? Hulle gaan nie en sê, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nou 'n effek in my lewe. Hulle gaan nie oor tot daai stap nie. En daarom het hulle nie die ewige lewe nie. Julle sien, geloof kan nie 'n teoretiese ding wees van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het en nou eindig dit daar nie. Geloof is 'n gewilligheid om te reageer op dit wat God gedoen het, dit wat hy doen en dit wat hy nog gaan doen in my lewe. Nie net teoreties aan die kruis en Sondag en whatever nie. Geloof is, God is aktief betrokke in my lewe, right now. God is aktief in beheer van my lewe, right now. Die Here God is in beheer van die wind wat die Agus wegwaai het. Die Here God is in beheer van belaat. Die Here God is in beheer van alles. Hy kan enigiets doen, net wat hy wil. Die Here God maak nie hemel op aarde nie. Hy stop nie elke ouetjie wat 'n brand wil stig nie. Wat hy wel sê, is die wat in hom glo, alles sal ten goeie meewerk. Geloof is 'n gewilligheid om te reageer op dit wat God in my lewe doen. Dis wat hy gedoen het en dit wat hy nog gaan doen in my lewe. As ek dit probeer toepas, dan 'n goeie analogy dink ek is soos 'n groot skip, groot vragskip, né? Groot vragskip het 'n groot romp sodat daar baie vrag op hom gelaai kan word, né? Baie waterverplasing, hierdie goed kan dan iewers heen vervoer word oor die see. Hierdie skip het nie net 'n romp nodig nie, hierdie skip het 'n engine nodig wat propellers draai, hierdie propellers dryf die skip aan. 'n Skip met die regte draafvermoë en die regte engines kan net suksesvol wees as dit die regte kaptein het en dit 'n roer het. Jy sien, 'n perfekte skip sonder 'n roer kan nie suksesvol wees nie. Want hy kan in 'n rigting begin gaan, maar dan waai die wind om en hy kan niks daaraan doen nie. Die wind waai hom weg van koers af. Hy kan nie besluit om in die regte rigting te gaan nie, want hy het nie 'n roer nie. Nou, my prentjie is nie heeltemal akkuraat nie, maar dis ongelukkig die waarheid met alle menslike prentjies. Maar ek is soos die skip. Onthou nou, ek is geregverdige verklaar deur Jesus. Dit beteken, ek is goed genoeg. Enigste manier van goed genoeg is perfek. So, ek is die perfekte skip, met die perfekte draafvermoë, met die perfekte engine en die perfekte propellers. God sê so. Ek is vandag perfek in God se oë om die taak te doen wat hy wil hê ek moet doen. Maar ek kan nie suksesvol wees as God nie die kaptein is van my lewe en hy die roer draai nie. Nou, ek kan sê, Here, ek glo in U, soos die duiwels, en sê, Here, U is in beheer, nie soos die duiwels nie. As ek niks doen nie, dan sit my propellertjies staan stil. As my propellertjies stil staan, kan God nie beheer nie. Kan God nie my lewe stuur nie. Want 'n skip wat stil staan, staan stil. En die wind waai hom waar hy wil. Want die roer kan maak wat hy wil. Maar omdat daar nie beweging is nie, is daar niks. Rotse toe. Ja? My verantwoordelikheid in hierdie lewe is om te lewe. Is om te lewe. God se verantwoordelikheid in my lewe is om die roer te draai.
Hierdie is die aarde, dis nie die hemel nie. Die Here gaan nie die roer so draai, dat jy nooit deur 'n storm gaan nie. Jy gaan deur storms gaan. Partykeer gaan die golwe bo oor die dek slaan. Partykeer gaan jy van die vrag verloor. Nee. Die Here sê nie, ons lewe in die hemel nie. Maar die Here sê, hy is die kaptein, hy draai die roer. Vir daai rede, gaan ek op die regte plek uitkom. Nie omdat ek iets is nie, omdat die Here so sê. Ek gaan. In God se oë is ek perfek om alles te doen. Ek is toegerus om alles te doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek moet net begin doen. Hy draai die roer. Hy beheer dinge. Geloof is om te glo in dit wat Jesus my aan die kruis gedoen het. Maar geloof is om te glo dat vandag is die Here aan beheer van my lewe. Nou, miskien om dit te probeer duideliker maak, kan ek dalk eers twee ekstreme vir julle probeer wys. Die een ekstreem sou wees om te sê, hierdie blasey ding, wat is blasey in Afrikaans? Ongeërgd. 'n Ongeërgdheid van, ek kan doen net wat ek wil. Die Here is in beheer. He will fix it. Ja? Soos in, dit gee nie om wat ek doen nie. Ek kan lui wees, ek kan niks doen nie, die Here is in beheer. Dis die een ekstreem. Die ander ekstreem is, ek glo vas dat as ek 'n voetjie iewers verkeerd sit, gaan ek die Here se planne met my lewe rek. Ja? Ek moet so perfek hoor, dit wat die Here vir my sê, en ek moet dit so perfek doen. Al twee van daai goed is invalid. Probeer die middel tussen dit twee kry. Die middel tussen, ek hoef niks te doen nie, en al die verantwoordelikheid is op my perfek te doen en late. Die middelpunt daartussen is, ek lewe flat out, red line. Ek doen alles wat ek doen tot die beste van my vermoë. Ek bedink en beplan en gaan vind uit en vra vir Lady Google en, dis nie Lady Gaga nie, Lady Google, en figure al die dinge uit tot die beste van my vermoë. Alles, flat out. In die absolute geloof en vertroue dat God is in beheer. Ek doen redline. Ek doen alles tot die beste van my vermoë. Die Here is perfek. Hy is God. Hy weet waarheen ons op pad is. Hy draai die roer. Mense, onthou, ek het vir julle gesê, ek praat nie hier van 'n hoogheilige geloof wat ons op Sondag beoefen en wat my eendag in die hemel gaan kry nie. Daai gedeelte is die salvation gedeelte. Dit is 'n ding wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die Bybel sê, ons het dit vanmôre gelees, absoluut net genade. Ek het niks gedoen om dit te kry nie. Absoluut net genade. Ek sê, dankie Here Jesus, U het vir my sonde gesterf, daarom het ek reeds die ewige lewe. Ek gee nie om wat Satan sê nie. Ek gee nie om wat ander mense sê nie. Ek gee nie om wanneer ander mense na daai prentjie van my kyk en sê, dude, jy noem jouself 'n Christen, nee, maar jy het nou net gevloek. Dan sê ek, jep, ek het. En ek het al vir die Here om vergifnis gevra daarvoor. Maar weet jy wat? Nee, Jesus het vir my sonde gesterf. Ek gaan 'n ewigheid saam met God spandeer. Maar daai gedeelte is die salvation gedeelte. Now dudes, we have to live. Die Here het ons op hierdie aarde gesit met 'n doel. Daai doel is nie, ons aardse lewe se doel, is nie sodat ons kan hol om in die hemel te kom nie. Ons aardse doel is om hier op aarde tot eer van God te lewe. Lewe in die wete dat God is in beheer. Daar is my twee verse wat my insig van sonde 'n bietjie mooi inkleer. Die eerste een is Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Wie van julle weet perfek wat dit is om goed te doen? Nobody. Maar dit wat jy reeds weet, as jy dit nie doen nie, dit is sonde.
Die gedeeltes wat jy nog nie weet nie, en nie een van ons kan in die toekoms insien nie, nie een van ons kan sien, hierdie paadjie, lewenspaadjies, elke dag se stap, wat se job gaan ek vat, wat se kar gaan ek koop, wat se aandete gaan ek maak. Ons weet nie hoe dit gaan uitdraai nie. Nadia vertel vir my van 'n vrou wat eendag baie siek is by die werk, en toe vra sy vir haar, wat jy geëet? Toe sê sy, nee, niks snaaks nie. Wat jy gisterand geëet? Nee, ek het vir 'n slaai gemaak. Wat se slaai het jy vir jou gemaak? Nadia? Tuna en blou kaas. Tuna en blou kaas. Sy het gedink, dit is 'n baie valid slaai. Nadia het dit baie eloquently gestel. Vis, wat vir maande of jare lank in 'n blik lê, sit jy nou vrot kaas by en jy dink dit gaan oukei wees? Wel, sy het gedink dit gaan oukei wees. Jy sien, niemand van ons kan in die toekoms insien nie, niemand van ons weet perfek nie. Wanneer ons foute maak uit ons aardse imperfeksie, dis nie sonde nie. Wanneer ons weet wat dit is wat ons moet doen, en ons doen die teenoorgestelde, dis sonde. Die tweede gedeelte wat ek wil lees is Filippense 3 vers 12 tot 16, maar ek gaan net 12 en 16 lees, Engelse Bybel. Now that I have already attained this, that is, I have not, not that I have already attained this, that is, I have not, or for which Christ Jesus also laid hold of me. Verskoon my. Oopsie. Vers 16. Nevertheless, let us live up to the standard that we have already attained. As jy nou 2 verse luister, dan sê dit, ek is nie perfek nie. In aardse terme is ek nie perfek nie. Maar God het reeds met sy werk in my begin. En as ons na Galasiërs 5 vers 22 gaan kyk, dan sê dit die 9 vrugte van die gees. Nee? Love, joy, peace, patience, kindness, die res van hulle. Daardie dinge het God reeds in my geplant. My job is om dit te glo en dit te lewe. Om dit te lewe volgens die ability wat ek reeds het. Dit wat ek reeds weet, om dit te gebruik. Ek sal afsluit daarmee, ek wil dit sê. My verantwoordelikheid is om meer en meer te leer van dit wat God van my verwag. En die riglyne daarvoor vind ons in die Bybel. My verantwoordelikheid is om my daaglikse lewe op die Bybel te baseer, soos wat die Fariseërs hulle lewens gebaseer het op hulle persepsie van God se wet. Hulle persepsie van God se wet was verkeerd. Dit stem ek mee saam, en vir daai rede het Jesus vir hulle gesê, doet's regtig verander. Ja? Maar hier is God se wil. God se wil is saamgevat in sy woord. God sê, lees dit, bestudeer dit, en pas dit toe in jou elke dag se lewe. Alles wat jy doen, alles wat jy sê, alles wat jy dink, alles wat jy beplan, alles. Maar doen dit in die wete dat God is in beheer. Wanneer ek 'n versie nog nie gelees het nie, of nog nie mooi verstaan nie, en daarom maak ek dalk 'n verkeerde besluit van watter job ek gaan vat, of watter kar ek gaan koop, of wat ook al, dan sê die Here, dis oukei, want hy is in beheer. Hy weet alles, hy is almagtig, hy is in beheer. Ek hoop julle kry my punt. My taak is om te lewe met passie, in alle fasette van my lewe, in die vertroue dat die Here sal my op die regte eindpunt kry. Deur storms, deur verkeerde besluite, deur golwe, deur nou en dan 'n bietjie vrag verloor, nee, dis oukei, want hy is in beheer. Here almagtig, net U kan daai wete in ons vestig. En die feit is ook, Here, dat terwyl ons op hierdie aarde is,
kan daai wete in ons nie eens perfek wees nie. Maar in u oë is ons reeds perfek, en daarvoor dank ek u, Heer. Ek dank u, Here, dat ons kan lewe met oorgawe, besluite kan maak, kan beplan, kan lag, kan huil, alles in die wete, Heer. U is in beheer. U sal sorg dat my lewe op die regte plek uitkom, want u is almagtig, u is God. Daarvoor loof ek u, prys ek u, dank ek u, Heer. In Jesus heilige naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met deernis na julle kyk en julle genade betoon. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee. Amen. Amen.